Vanmôre lees ons 'n gedeelte uit die Ou Testament. Ons begin aan die einde van Genesis hoofstuk 49 by vers 29, die opskrif Jakob se dood en begrafnis. Jakob het vir sy kinders gesê: "Wanneer ek sterf, moet julle my gaan begrawe in die familiegraf, in die grot op die grond van die Hetiet Efron. Dit is die Makpela grot, reg oor Mamre in Kanaan. Abraham het die stuk grond by die Hetiet Efron gekoop om 'n begraafplek te hê. Abraham en sy vrou Sara is daar begrawe. Isak en sy vrou Rebekka is daar begrawe. En daar het ek vir Lea begrawe." Abraham het die grond en die grot daarop by die Hetiete gekoop. Toe Jakob klaar gepraat het, het hy gaan lê, die asem uitgeblaas en gesterf. Hoofstuk 50, Genesis hoofstuk 50, vers 1. Josef het toe oor sy pa gebuk en hom alheilende gesoen. Daarna het Josef die dokters in sy diens beveel om die lijk van sy pa te balsem. Hulle het toe vir Israel gebalsem. Dit het 40 dae gevat om 'n lijk te balsem en Egipte het 70 dae lank oor Jakob gerou. Toe die routyd verby was, het Josef vir die amptenare van die farao gesê: "As julle my goed gesit is, praat dan tog met die farao en sê vir hom: My vader het my 'n eed laat aflê dat ek hom, wanneer hy eendag sterf, sal gaan begrawe in die graf wat hy vir hom in Kanaan reggemaak het. Ek wil hom nou gaan begrawe en dan sal ek terugkom." Die farao het geantwoord: "Gaan en begrawe jou vader soos hy jou met 'n eed laat beloof het." Josef is toe weg om sy pa te gaan begrawe. Al die amptenare van die farao, die raadgewers en van die paleis en die leiers van Egipte is saam met hom. Die hele familie van Josef en sy broers en die familie van sy pa is ook saam. Net die kinders, die kleinvee en die grootvee het in die Gosenstreek agtergebly. Waans en perde is met Josef saam. Dit was 'n baie groot stoet. Toe hulle by die dorsvloer van Atad oos van Jordaan kom, het hulle 7 dae lank daar getreur en gerou oor hulle pa. Hulle het baie getreur oor hom. Die mense van Kanaan het hulle daar by die dorsvloer van Atad sien rou en gesê: "Egipte is swaar in rou." Daarom noem hulle hierdie plek aan die ooste kant van die Jordaan Abel Misrayim. Jakob se seuns het gedoen wat hulle pa gesê het. Hulle het hom Kanaan toe gevat en gaan begrawe in die Makpela grot op die grond wat deur Abraham by die Hetiet Efron as 'n begraafplek gekoop is. Die grond lê oos van Mamre. Na die begrafnis is Josef en sy broers en almal wat by hom is, saam om sy pa te gaan begrawe terug Egipte toe. Na hulle pa se dood het Josef se broers gevra: "En as Josef nog steeds 'n grief teen ons het en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het?" Daarom het hulle 'n boodskap na hom toe gestuur. "Voor sy dood het u vader beveel: Julle moet vir Josef vra om tog die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle hom aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons tog nou die misdaad. Ons dien ook die God van u vader." Josef het gehuil oor wat hulle vir hom laat weet het. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieë geval en gesê: "Hier is ons voor u. Ons is u slawe." Maar Josef het hulle geantwoord: "Moenie bang wees nie. Ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het." Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Die dood van Josef. Josef het in Egipte gebly, hy en sy hele familie. Hy het 110 jaar oud geword. Hy en die kleinkinders van Efraim gesien en hy kon nog die kinders van Manasse se seun Makir as sy eie aanneem. Josef het vir sy broers gesê: "Na my dood sal God na julle omsien en hy sal julle uit hierdie land laat trek na die land toe wat hy met 'n eed beloof het aan Abraham, Isak en Jakob." Josef het die seuns van Israel met 'n eed laat beloof: "Wanneer God na julle omsien en julle laat trek, moet julle my liggaam van hier af saamvat." Josef is dood toe hy 110 jaar oud was. Hulle het hom gebalsem en daar in Egipte in 'n kus gesit. Dit is aan die einde van Genesis hoofstuk 50, ook die einde van die boek
waar ons kom by die dood van Josef. En baie interessant sien ons dat die broers van Josef weer voor hom op hulle knieë val, net soos sy droom van lang gelede, dat sy broers voor hom op hulle knieë sal val en hom eerbiedig. Hierdie gedeelte dan, Genesis 50, in die 83 vertaling.